Goeiemôre, goeiemiddag, goeienaand en welkom by Straatwys. Nou, daar's 'n gevaarlike plek waar 'n mens soms beland. En dis nie noodwendig 'n plek waar alles verkeerd loop nie. Dis 'n plek waar jy dalk gedink het dinge moes anders gelyk het of anders gewerk het. Want moedeloosheid begin baie keer nie by mislukking nie. Dit begin by afstand tussen wat jy gehoop het sou gebeur het en wat in die werklikheid gebeur. Sielkundiges gesê dat depressiewe gevoelens word dikwels nie net deur pyn veroorsaak nie, maar deur 'n verlies van 'n verwagte toekoms, van hoe dinge moes uitwerk. Jy treur oor die lewe wat jy gedink het jy sou hê. En dis presies waar ek myself die afgelope week bevind. Ek voel lam, ek voel leeg. Ek voel soos iemand wat elke dag sy beste probeer gee, maar tog voel asof niks regtig beweeg en uitwerk nie. Jy glimlag vir die mense rondom jou, maar agter jou oë leef daar vrae waarvoor jy nie regtig die antwoorde het nie. Dis vreemd hoe moedeloosheid jou identiteit begin aanval. Dit fluister vir jou, jy is nie genoeg nie, jy het verkeerd gehoor, jy mors jou tyd en wat dit ook al kan sê. En as jy lank genoeg daarna luister, begin jy daardie stem in jou kop glo. Die wêreld leer ons dat jy jou waarde meet aan jou resultate. Maar die Bybel doen iets radikaal anders. Die Bybel sê, jou identiteit was reeds vasgemaak lank voordat jou prestasies ooit begin het. Jesus het nog geen wonderwerk gedoen toe die Vader hom reeds by sy doop geroep het en gesê het, jy is my geliefde seun nie. Sy identiteit het sy prestasies voorafgegaan. Maar ons doen dit graag andersom. Ons dink as my plan uitwerk, as my besigheid groei, as my verhouding herstel, as my bediening vrug dra, dan sal ek weet, ek is genoeg. En wanneer dit nie gebeur nie, begin ons glo ons is 'n mislukking, eerder as dat ons iets beleef wat misluk het. Dis twee verskillende goeters. 'n Projek kan misluk, 'n plan kan misluk, 'n besluit kan misluk, maar dit beteken nie die mens het misluk nie. Moderne sielkunde praat van self-worth teenoor performance worth. Wanneer jou identiteit vasgehak het aan prestasie, val alles uitmekaar sodra die prestasie nie onmiddellik gebeur nie. Maar wanneer jou identiteit geanker is, kan selfs die storms jou nie definieer nie. En tog selfs al weet ek al hierdie goeie, selfs al preek ek dit, selfs al glo ek dit, kom daar wat 'n mens steeds twyfel. En dis waarskynlik die deel waarvan gelowiges die minste praat. Ons praat maklik oor geloof, ons praat minder oor die dae tussenin. Daardie dae wanneer jy bid en die hemel voel vir jou stil. Jy lees die Bybel, maar niks spring vir jou uit nie. Jy sing aanbiddingsliedjies, maar jou hart voel swaar. En dan gebeur iets nog gevaarliker. Jy begin ook nog skuldig voel, omdat jy twyfel. Jy dink, as ek regtig geglo het, sou ek nie so gevoel het nie. Maar lees weer 'n bietjie die Psalms. Dawid skryf nie soos 'n man wat altyd sterk was nie. Hy vra, waarom Here, hoe lank nog, waarom het U my verlaat? En hy huil en hy kla en hy protesteer en hy verstaan nie. En tog hou hy aan praat. En dis dalk die grootste les. Ware geloof is nie die afwesigheid van twyfel nie. Ware geloof is om met jou twyfel steeds na God toe te stap. Die moderne wêreld praat baie oor holding space. Om nie dadelik alles te probeer regmaak nie, maar om eenvoudig teenwoordig te wees in en by jou pyn. Interessant genoeg doen God presies dit. Hy hardloop nie altyd eerste met antwoorde nie, hy kom sit baie keer net by jou. Job kry uiteindelik nie al sy antwoorde nie, hy kry God se teenwoordigheid. En soms is dit genoeg. Daar is ook 'n interessante gedagte in moderne spiritualiteit. Mense praat van vibrasie en energie. En ek verstaan dit anders. Ek dink ons dra die energie van dit waarop ons vertrou. As ek my hele lewe op beheer bou, beleef ek voortdurend angs. As ek my lewe bou op sukses, leef ek voortdurend bang vir mislukking. As ek my lewe op mense bou, leef ek voortdurend bang dat hulle my gaan verwerp. Maar wanneer ek my lewe op God bou, verander my omstandighede nie noodwendig dadelik nie, maar my binneste begin stadig verander. Dis presies waarvan Dawid getuig. Lees die meeste van daardie psalms. Hy begin onder in die donker en hy kla en hy huil en hy verstaan niks. En amper onverwags draai iets in hom. Nie noodwendig sy omstandighede nie, maar sy fokus. Hy eindig dikwels met, maar ek sal op U bly vertrou. En dis nie goedkoop positiewe denke nie, dis nie ontkenning nie, dis 'n besluit. Dis asof sy hart stadig weer onthou waarop sy lewe eintlik staan.
Ek dink dis waar wat moedeloosheid van ons kom steel. Nie net ons energie nie, maar ons herinneringe. Ons vergeet wie God was al in ons lewe. Ons vergeet hoe hy ons al gedra het. Ons vergeet dat hy al voorheen voorsien het. Ons vergeet dat ons al storms oorleef het, dat ons seker was ons nooit sou deurkom nie. Jesaja sê, die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Interessant genoeg, beteken die oorspronklike woord verwag nie om passief op 'n stoel te sit nie. Dit beteken om jou hoop weer aan hom vas te bind. Soos twee toue wat in mekaar gevleg word, dis nie om niks te doen nie, dis om jou lewe weer vas te maak aan die enigste rots wat nie beweeg nie. En miskien is dit presies waar ek hierdie week is. Ek het nie al die antwoorde nie, ek weet nie presies hoe alles gaan uitwerk nie, ek weet nie hoe lank hierdie seisoen gaan hou nie, van dit waarvoor ek wag nie, maar ek weet een ding, my geloof was nog nooit gebou op die feit dat ek alles sal verstaan nie. My geloof was nog altyd gebou op die feit dat God my ken. En miskien is dit genoeg vir vandag. Miskien hoef ek nie vandag die berg te skuif nie. Miskien hoef ek net vandag weer een tree te gee. Want moedeloosheid is nie sonde nie, dis menswees. Die sonde sou wees as ek ophou terugkeer. En dit is wat Dawid my leer. Hy sê, jy mag huil, jy mag vra, jy mag twyfel, jy mag selfs voel jy het niks meer oor nie. Maar hou aan terugkom. Want wanneer alles anders onder jou begin beweeg, bly daar steeds een rots wat nie beweeg nie. En soms is daardie rots al wat jy nodig het om môre weer op te staan. Ek hoop jou dag is lekker en tot ons weer saam stap. Mooi loop.